Ons is dankbaar vir die persone wat ook inskakel. Ons blaai vanoggend na Genesis hoofstuk 2. Ons het reeds die eerste paar verse hanteer. Ons gaan vanoggend vanaf vers 1 lees tot en met vers 7. Ons gaan egter gaan hanteer. So kom ek lees vir u in die ou Afrikaanse vertaling. Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 7. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie. En geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Tot daar wat ons saam lees, uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam, en ons vra dat die Here ook die oordenking sal seën. Kom ons buig net voor die Here. Aan U, o Here, kom toe die grootheid en die heerlikheid en die mag. Aan U behoort alles in die hemel en op die aarde. U is 'n groot God wat oor alles regeer. Ons word in hierdie dae intens daarvan bewus. Wanneer ons praat van die skepping, wanneer ons kyk na U plan en U doel met die skepping en met die aarde en alles soos wat dit vandag nog steeds funksioneer. Daarom wil ons saam met die woorde van Salomo by die inwyding van die tempel, wil ons vir U sê, Here, en nou onse God, ons loof U en ons prys U heilige naam. Daar is niemand soos onse God nie. Vader, wanneer ons by mekaar is op U opstandingsmôre, wil ons vra dat U woord in ons harte sal kom seën en dit sal heilig, soos wat U gedoen het met sekere aspekte in die skepping. U wil met ons praat, U wil U woord vir ons stuur. U doen dit vanoggend op 'n menslike manier, feilbaar, soos wat dit ook al mag wees, met 'n tong wat kan struikel, met gedagtes wat kan dwaal. Maar ons wil kom pleit, sal U met my kom praat. Ons maak dit persoonlik. Sal U met my, in my lewe, in my hart, in my diepste wese, met my 'n pad loop. Kom leer ons, rig ons en lei ons. U ken die uitdagings van ons tyd. U weet van die frustrasies van ons dag. U weet van al die kwellinge. Hier sit ouers, hier sit oupas en oumas, hier sit mense wat oor allerlei dinge besorg is in die wêreld, in die lewe. Ons het te doen met die realiteit van die lewe daar buite. En ons wil nie op 'n wolkie leef en kontak met die realiteit verloor nie, maar ons wil graag na U kyk. En ons wil weet, U is die een wat ons lei. Dit is U wat ons dra. Ons het hier gesing, lei my Heer na die bestemming in U woord my opgedra. En dis ons gebed, wanneer ons harte en ons gedagtes inspan, ons intellek inspan, om te verstaan wat U vir ons wil leer. Seën ons nou saam, tot lof en eer van U heilige naam. Amen. Klompie jare gelede toe ek 'n student was, en as jy begin belangstel in die verskillende boeke wat jy moet lees, want jy begin 'n leesproses en jy gaan daarmee nooit klaar kry solank as wat jy in die bediening is nie, het iemand vir my 'n wenk gegee. 'n Ouer predikant het vir my gesê, as jy, nou dit was die tyd wat jy nog boeke moes koop. Ons koop van deesdae min boeke want die boeke is duur en jy koop dit aanlyn. Maar as jy in die boekwinkel kom en jy vat 'n boek in jou hand en jy wonder, is dit die moeite werd om die geld te spandeer om hierdie boek te koop? Jy ken dalk nie die outeur nie, maar dit is 'n goeie boek blykbaar. Kyk na die inhoudsopgawe.
as jy na die inhoudsopgawe van 'n boek kyk, dan kry jy 'n baie goeie idee, waarheen is hierdie ou op pad? Wat probeer hy sê? En soms is dit dan nodig om te sê, hoor jy, hierdie boek wil ek eerder nie lees nie. Maar ander kere is dit nodig om te sê, hierdie boek moet ek lees. Ek het 'n standaard antwoord wat ek vir baie keer vir mense gee wanneer hulle is swak. Daar's baie swak geestelike boeke. Moenie by koemboeke instap in die algemene Christelike boekhandels en dink jy gaan goeie boeke, hulle is skaars, hulle is nie volop nie. Maar dan sê die ons dominee moet hierdie boek lees, dan sê ek man, ek het nie eens tyd om al die boeke te lees wat ek wil lees nie. Wat nog van die boeke wat ek weet wat nie so goed is nie. So daar's soveel uitdagings om te bly lees, maar hier is die ding, 'n inhoudsopgawe help jou om te weet waarheen is jy op pad. Genesis het 'n inhoudsopgawe, het jy geweet? Ons het nou al verlede week vir u gesê, toe ek so 'n bietjie gepraat het oor die eerste 3 verse van hoofstuk 2, wat eintlik verkeerd ingedeel is. Want dit was gedoen hier in die middeleeue rond deur 'n Joodse rabbies en later het 'n Rooms-Katolieke priester die versindeling gedoen ensovoorts, maar daar is indelings in Genesis wat ek hierdie week ontdek het, wat eintlik vir ons vertel in watter rigting Moses met ons loop. Jy sien dit in hoofstuk 2 vers 4 in hierdie woorde. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde. Net daai woorde. En dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde. In die oorspronklike taal is die vertaling van die geskiedenis. Daai woordjie wat hy gebruik kan ook vertaal word met stamboom. Hy word ook so vertaal in ons Afrikaanse vertaling. Dis die stamboom, die geslagte. Dit verwys na, hier is die vertelling van, hier is die verloop van. Dis daar's heelwat sinonieme wat jy kan gebruik, woorde wat jy kan gebruik vir hierdie geskiedenis wat ons nou hier sien. Dit is die vertelling van die hemel en die aarde. Dit is God se plan, kan jy sê, vir die hemel en die aarde. En nou kry jy hierdie uitdrukking in die oorspronklike teks 10 keer in Genesis. Daar is 10 hoofafdelings. As jy wil, kan jy sê, dis die 10 hoofstukke van Genesis. 5 keer in die geskiedkundige dele wat handel oor die aardsvaders, dis nou Abraham, Isak en Jakob. Ek skiet nog 5 keer voor die aardsvaders, nou voordat ons nog by Abraham, Isak en Jakob kom. 5 keer voor die vertelling van die aardsvaders, en dan is nou Genesis hoofstuk 1 tot 11, en dan 5 keer nadat die aardsvaders met Abraham begin het in Genesis 11, dan vind jy hierdie woorde soos dis 10 maal in Genesis. Dit is die geskiedenis. Partykeer word hy vertaal, maar dit is die stamboom van. Maar dis die indelings. Dis die inhoudsopgawe van die boek Genesis. As dit vir die sin maak, dan gaan jy verstaan waarom ons sê vers 4, 5 en 6 is eintlik 'n tipe oorgang van die skepping wat nou afgehandel het, of afgehandel is op die 7de dag, dan is daar hierdie 3 verse as 'n oorgang, 'n brug, jy gaan oor na die volgende hoofstuk, en dan kom ons by die gedeelte waar hy sê, hier kom ons nou by God se werk met die mens, die skepping van die mens in hoofstuk 7. So ek gaan nou vanoggend vir u vinnig sê, hoe lyk die boodskap? As u nou wonder, hoe lank gaan die dominee ons besig hou met hierdie paar versies? Daar is 'n relatiewe lang inleiding vanoggend, want ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie oorgang, paar belangrike dinge wat ons daar moet sien. En dan gaan ons nou hoofstuk, vers 7, hoofstuk 2 vers 7 kyk, met 3 baie kortliks eenvoudige punte wat ons gaan hanteer. So as ons by die 3 punte kom, en dit lyk of die tyd uithardloop, moenie moedeloos word nie. Die inleiding gaan die grootste deel vorm van ons boodskap van môre. Ons het die skepping gesien. Ons weet nou wat behels, die basis is gelê. Ons het nie alles gesê wat gesê kon word nie, hoor. Ons het letterlik die oppervlak geskraap, maar die beginsels maak sin. Dit lê vir ons in plek, dit lê vas. Nou kom ons by die oorgang. Hier is die geskiedenis van die hemel en die aarde. Hier is die vertelling, die verloop van God se plan, God se doel, wat God se hart vir ons is, met betrekking tot die werk wat hy nou gedoen het in hierdie 7 dae. Een van die kommentare vergelyk vers
4, 5 en 6, hierdie oorgang, met die dal Megiddo, wat ook genoem word, die vlakte van Armageddon, of die dal van Armageddon in Israel. Omdat hy sê, Megiddo is tradisioneel, is dit die hoofroete, wat vyande van Israel ingekom het, om oorlog te kom maak. Die groot oorloë is gevoer op die vlakte van Megiddo. En hy sê net so, is vers 4, 5 en 6, die tradisioneel amper landingsstrook, kan jy sê, van geweldige oorloë wat geveg is, as dit gaan oor die verdediging van die Bybel en die waarheid van die Bybel. Hoekom sê ek so? In hierdie paar verse, met die aanbreek van hoofstuk 2, is daar 'n aanslag op die begin van die Bybel, op Genesis 1 en sommer hoofstuk 2, en as jy hoofstuk 1 en 2 weggooi, dan moet jy net sowel die hele Bybel weggooi. En hier kom die aanvalsroete, wanneer liberale geleerdes, groot slim ouens, sê, Genesis 1 en Genesis 2 is 'n anderse, teenstrydige skepingsverhaal. Genesis 1 vertel iets, dis deur 'n sekere outeur geskryf, en dit vertel 'n sekere skepingsverhaal. Genesis 2 is 'n ander outeur, wat 'n ander verhaal vertel, en daarom kan jy nie een van die twee glo nie. So Genesis 2 is 'n tweede vertelling, 'n anderse vertelling, en 'n teenstrydige vertelling. En jy het heel moontlik gefrons, terwyl ons die eerste paar verse gelees het, want daar's dinge wat nou nie sin maak nie. En ons gaan nou daarby kom, maar ons wil daarna kyk in die lig van die woord. Hoekom sê ek die goed vir u? Want julle gaan daarmee te doen kry. As hier studente is wat op een of ander stadium, ek weet nie meer op skool nie, of julle dalk op universiteit Bybelkunde gaan doen, dis waar die aanslag kom. Jy gaan dit op YouTube kry, in die media is dit volop. Hulle praat van die 2 creation accounts in die Engels. Dit is the creation hypothesis. Dis 'n hipotese, 'n raamwerk wat die slim ouens vorm om te sê, jy kan nie Genesis glo nie, want dis 2 vertellings, 2 auteurs. Nou, daar is basies 2 argumente, en ek moet dit vir julle sê, want ek wil julle inent, ek wil julle eintlik julle stelsels immuun maak teen hierdie tipe van leuns, sodat ons kan sê, ek glo die Bybel, en ek glo nie net die Bybel omdat my dominee so sê nie, ek glo die Bybel omdat dit vir my sin maak, ek word uitgedaag met my intellek, om hierdie dinge te glo, en om dit te bestudeer, en om dit onder 'n vergrootglas te sit. Die Bybel sal nie val, wanneer mense vraagtekens sit waar God punte gesit het. Daar's basies 2 argumente, waarom die ouens sê, hier is 'n tweede vertelling, wat nie strook met die eerste hoofstuk nie. Die eerste is, as 'n ander naam, wat gebruik word vir God. Genesis 2 vers 4b, hierdie woorde, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Nou sê die slim liberale, as ek praat van die liberale ouens, is dit die ouens wat nie die Bybel wil glo nie, hulle sê, luister mooi, Genesis 1 se outeur gebruik die naam vir God Elohim, 'n baie algemene naam, wat staan vir God as skepper, God, dis die naam Elohim. Genesis 2 gebruik die naam wat ons ken as die verbondsnaam van God, Jehovah, het ek dink die King James om vertaal, Yahweh, of soos wat die Hebreëus dit letterlik, daar's nie 'n vokaal in hierdie woord nie, dis Yahweh. Dit is moeilik om uit te spreek, eintlik, jy kan dit nie uitspreek nie. Dis God se naam, die Here se naam, as verbondsgod. In ons Afrikaanse vertaling, die ou vertaling, skryf hulle hom met hoofletters, Here, H-E-R-E, alles hoofletters. Dis Yahweh, of Jehovah. Op grond daarvan, daar was Duitse geleerdes en laat in die 19de eeu, wat 'n teorie ontwikkel het en gesê het, hier is 2 auteurs, en hulle het onder die vaandel van hoër tekskritiek gaan sit, en hulle het gesê, hier is die redes. Hy gebruik 'n ander naam in Genesis 1, as in Genesis 2, die 2 hoofstukke. 2 verskillende vertellings. Nou die hoër tekskritiek is ouens wat gaan sit en sê, kom ons vat die Bybel, ons sit hom daar, en ons sê, hoekom ons hom nie moet glo nie. So, ons sal bepaal,
wat van die Bybel ons wil glo en wat van die Bybel ons nie wil glo nie. Dis die hoër tekskritiek. So as jy ooit daarmee te doen kry, jy wil nie met daai ouens saam speel nie. Dis die manne wat jy moet teestaan en moet beveg met jou intellek, met die kennis wat die Bybel ons gee. Nou die voordeel van hoër kritiek is hierdie ouens is altyd krities. Nou hulle sit altyd en sê, kom ons trek hierdie ou se dinge uitmekaar uit. Dit wat hy gesê het, die teorie wat hy het, kom ons trek hom uitmekaar uit en ons so hulle trek mekaar ook uitmekaar uit. Hulle is gelukkig werk hulle saam om vir ons te wys, hulle skiet mekaar ook af. Genesis, sê baie van die liberale ouens ook, die hele boek Genesis vorm 'n duidelike literêre eenheid. Vir ons gewone ouens maak dit dalk nie sin nie, maar as jy letterlik met 'n vergrootglas gaan sit en krities gaan kyk na die teks, en hulle praat van die oorspronklike teks, dan sê selfs die slim ouens, jy kan dit nie ontken nie. Dis een outeur. Moses het Genesis 1 geskryf, Moses het Genesis 2 geskryf, Moses het Genesis 50 geskryf. Hy het die hele Genesis geskryf. Dis baie duidelik. Maar kom ons dink hieroor. Hoekom sal Moses dan ander name gebruik, verskillende name gebruik? Hoekom sal hy in hoofstuk 1 praat van Elohim, as hy praat van God, en in hoofstuk 2 praat hy van Jehovah, as hy praat van God, as hy verwys na die Here? Hoekom sal hy dit doen? Die rede is, in Genesis 1 was die klem op die skepping, en Elohim wys na God as skepper, die een bo alles. In Genesis 2 waar ons nou is, val die klem op God se verhouding met die mens. Ek het vir julle gesê, hier is die eerste nou, hier is die geskiedenis van die hemel en die aarde, en dan gaan hy baie vinnig oor na die mens. Dis hoekom ons nou weer gaan kyk na die skepping van die mens, soos vers 7. God se verhouding met die mens, en in God se wese werk hy, bestaan hy, praat hy, handel hy, gee hy genade, in die vorm van wat ons noem verbonde. Hy sluit 'n verbond met die mens. En dis waaroor ons gaan begin praat. Want daar was 'n verbond gesluit met Abraham. Daar was 'n verbond gesluit met Adam althans en Eva. Adam en Eva was deel van die eerste verbond. Dis 'n ooreenkoms wat God met hulle het. En dit is die verbondsnaam van God, Jahwe, die verbond wat hy gehad het met sy volk. Die mens in sy samelewing en al die institusies wat ons so goed ken, word van gepraat in Genesis 2, want dit gaan oor ons as samelewing onder die verhouding wat ons met God moet hê as ons verbondsgod. So jy gaan sien in Genesis 2 alreeds, gaan ons praat oor die huwelik, oor die gesin, oor jou verhoudings by die werksplek, oor die kerk, regerings en die verskillende rolle van hierdie dinge. Dis alles deel van God se basis wat gelê word in Genesis 2. En as daar later vrae ontstaan, wat wel ontstaan, vandag veral ontstaan, byvoorbeeld oor kwessies van die geslagte, man en vrou, jy weet, wat is die rol van 'n man? Wat verwag die Here van 'n vrou? Al hierdie dinge, dan sal die Nuwe Testamentiese skrywers, weet jy hoe antwoord hulle hierdie kwessies wat opduik oor die geslagte? Hulle sê, kom ons gaan terug na Genesis 2 toe. Genesis 2, dis die basis. Dis waar God vir ons die grondslag lê. In Matteus 19 kom die Fariseërs by die Here Jesus. Ek noem dit net vir illustrasie. En hulle vraag is letterlik, Here, mag ons om allerhande redes van ons vrou skei? My woorde. Mag 'n man om allerhande redes van sy vrou skei? En Jesus sê in Matteus 19 vers 4 en vers 5, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Hy haal aan, Genesis 1 vers 27, ons het daaroor gepraat. En gesê, vers 5, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Genesis 2 vers 24, waarby ons, as die Here wil in ons leef, nog sal kom. Jesus antwoord uit hierdie gedeelte. Hulle vra, hulle het 'n kwessie oor die huwelik. Hy gaan terug na Genesis 2 toe. Kan jy sien waarom ek herhaaldelik sê, en ek gaan dit nog 1000 keer sê, ons lê die basis, ons lê die fundament, wanneer ons besig is met hierdie goed. Dis hoekom daar so baie herhalings is, hoor.
en ek wil nie graag herhaal nie, maar hierdie goed moet vasgelê word, sodat die res van ons lewe daarop kan voortgaan. Paulus doen dieselfde, as kwessies, ook in ons dag. En ek wil vir u sê, die span waarvoor ons speel is om te sê, dit wat die Bybel sê, dit wil ons doen. Mag 'n vrou 'n ouderling wees, mag 'n vrou 'n predikant word. Die gewilde stem van ons dag is, wel, dit maak nie saak nie, die Here sê nee. Die Here sê nee. En as jy kyk na die redenasie, ek gaan nie vanoggend daaroor preek nie, maar in 1 Timoteus 2, as Paulus hierdie vraag antwoord, dan sê hy, want, en dan wys hy terug na Genesis 2, Adam is eerste gemaak, en daarna is Eva gemaak. Adam is nie verlei nie, maar Eva het haar laat verlei. Daar's 'n rede, nie omdat die vrou minderwaardig is, dommer is, enige iets van die aard nie. Inteendeel, daar's vrouens wat dalk baie meer intellektueel, welsprekend, sistematies met die waarhede kan omgaan as baie predikante, as ek. Maar God het gesê, nee, dis sy orde. En hy gaan elke keer terug na die begin, die basis moet jy reg verstaan. So nou, baie gesê om net die eerste redenasie. 2 vertellings? Nee. 2 name van God, dis irrelevant, want hy praat met 'n ander perspektief in hoofstuk 2. Die tweede argument wat hierdie ouens het, is die manier waarop God die plante geskaap het, en dalk het u dit nou opgetel. Nou, ons het gelees in vers 5, daar was nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. En as jy dit lees, dan dink jy onmiddellik, maar as die plante nie al op die 3de dag gemaak nie, ons het dit mos nou hanteer. So dit lyk na teenstrydigheid, as jy vinnig daaroor lees. Dit lyk asof hier 'n foutjie in die Bybel is. Ongelukkig, selfs in evangeliese kringe, in sekere kerklike groepe vandag, word die gedeelte nie reg verstaan nie, dit word misbruik, en dan word daar gesê, dit is 'n teenstrydigheid. As jy nou hoofstuk 2 vers 5 en 6 vat, jy vergelyk dit met hoofstuk 1 vers 11 en 12, hierdie ding van die struike. En dan sê hulle, daarom moet ons aanvaar dat Genesis 1 is eintlik nie 'n geskiedkundige vertelling nie. Dis meer 'n gedig om iets te sê van hoe dit gemaak is en waar dit vandaan kom. En sodra jy op daai roete begin loop, dan maak jy die deur waawyd oop vir enige sekulêre teorie, soos die evolusieteorie, soos teïstiese evolusie, al hierdie verskillende dinge. Jy maak die deur oop vir sienings waarmee die Bybel nie kan saamgaan nie, en nooit sal saamgaan nie. Maar hoe verklaar ons dan nou hoofstuk 2 vers 5? Wat maak ons met die gedagte dat hy sê daar was nog geen plante teen die tyd wat die mens gemaak is, want daar was nog nie 'n mens nie. Dis nie dieselfde gebeurtenis waarvan hy praat nie. Dis so eenvoudig soos, as jy kyk na die woord struik in Genesis 2 vers 5, is dieselfde woord as in Genesis 1 vers 1, is 'n algemene woord vir plante, die plante wat die Here gemaak het. Maar as jy gaan kyk na die bewoordings in ons Afrikaanse vertaling, die plante van die veld, dan word dit nie genoem in Genesis 1 nie, want dit verwys na die gewasse. Daar was nog nie gewasse op die aarde nie. Mielies, koring, gars, al hierdie verskillende gewasse was daar nog nie. Want die doel, en dis waarom dit in ons teks aangaan, is die doel waarvoor God die mens gemaak het. Hy begin praat oor God se plan met die mens, sy skepingsdoel van die mens. Dit kom eers later, Genesis 3 vers 18 lees ons, ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Dis na die sondeval, sê die Here vir Adam, nou gaan jy moet plant, tot hiertoe, met die sondeval, tot en met die sondeval, het julle net geëet, julle kon net pluk en eet. Maar nou, gaan jy die grond moet omploeg, jy gaan onkruid moet beveg, jy gaan saad moet saai, en jy gaan moet oes en hard werk. In die sweet van jou aangesig, sal jy jou brood verdien. Dis hierdie gewasse, die plante van die veld. So jy kan duidelik sê, is baie maklik om dit te verstaan, as jy net 'n bietjie moeite doen, dat Genesis 1 en Genesis 2 is nie teenstrydig nie. Ek wil net sê, dis die 2 sterkste argumente, daar is andere, maar as dit jou sterkste argument is om te sê, gooi die Bybel weg, dan moet jy dalk tot die slotsom kom, maar jy wil nie die Bybel glo nie. Los dit vir die ouens wat dit wil glo. Los dit vir die ouens wat dit wil bestudeer, want God se woord is volmaak. Ons moet nooit geïntimideer voel deur ouens wat slimmer is as ons, en wat sê, ja, jy weet,
Ek het al baie te doen gekry met ouens wat vir my sê, jy weet, Moses dis nie die enigste vertelling nie, daar was ander vertellings, en Moses het nie alleen Genesis geskryf nie, dan kom hulle met hierdie ou herhalings, dis soos 'n refrein, met al hierdie redenasies, is nie waar nie, jy hoef nie geïntimideerd te voel nie, doen jou huiswerk, antwoord hulle intelligent, en nou dat ek hier ingeënt het teen die dwalings wat ons moet beveg, kom ons kyk na 3 baie belangrike punte wat ons sien in ons teks, van die skepping van die mens, waartoe hierdie hele teks dryf in vers 7. Ons gaan beginsels neerlê oor die verhouding, God se verhouding met die mens, en die mens se verhouding teenoor God. Eerste hoofgedagte, die mens is deur God geskape, om God se doel in die wêreld te vervul. Dit is hoekom die teks ons vat na, daar was nog nie geplant en geoes en gesaai nie, God se doel is baie duidelik sigbaar hierin. Dis wat aangaan in die teks. Daar's 'n behoefte wat aangespreek word, en die mens se skepping word daarvoor genoem. Die behoefte is, na die sondeval gaan iemand moet die grond bewerk. Dis die doel. God maak die mens om sy doel te verwesenlik. Genesis 2 vers 5. Daar was nog geen struike in die veld op die aarde en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Nou ek het vir julle gesê, die plante is die koring en die mielies, graansoorte. Om 2 redes was daar nog nie sulke plante nie. In die eerste plek, omdat daar geen reën is nie, op hierdie stadium, sê die teks, dit het eers later gekom, ons lees die eerste keer van reën, in Noag se tyd. En vir die tweede rede, die mens is nog nie daar nie. Dis hoekom daar nog nie mielies en koring en goed, maar die mens is nog nie daar nie. Dit praat iets van die mens se doel. Wat Moses doen, hy skep 'n agtergrond, hy skep die milieu vir die mens, en God se plan was, dat die mens die aarde moet bewoon en bewerk, 'n bepaalde doel, 'n bepaalde funksie, dit was nie lukraak, sommer maar net, jy weet, mag dit tref, tipe van ding nie, God se doel. Interessant. Voor die reën daar was, vers 6 het ons gelees, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. 'n Mis. Dis hoe God die plante nat gemaak het. En nou is daar ouens wat sê, hierdie woordjie vir mis is eintlik 'n fontein. Dis in lyn met dit wat ons later gaan sien, daar was 'n rivier wat uit Eden gevloei het, hoofstuk 2 vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Ons gaan nog later daaroor praat, maar dis nou nie een van die dinge wat nou veronderstel is om 'n kwessie te wees nie, maar dit kan 'n rivier, 'n fontein wees, dit kan 'n onderaardse bron wees. Dit verduidelik ook vir ons, waar kom al die water vandaan in Noag se tyd? Een van die grootste besware van hierdie slim geleerdes is, as jy nou praat van Noag se vloed, dan sê hulle, ag, dit was nou sommer maar net 'n mite, want waar kom al die water vandaan? En een van die antwoorde is, onderaardse bronne. Die Bybel sê in Genesis 7 vers 11, in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen. Dit het gereën, en onderaardse bronne het water laat uitkom. Dis waar al die water in Noag se tyd vandaan gekom het. Kyk na die bronne wat God gee. Die punt is, God gee vir ons dit wat die wêreld, dit wat die plante, dit wat die diere, dit wat ons as mens nodig het. En sy plan, sy doel is, nou moet die mens dit bestuur, die mens moet as rentmeesters daarvan eienaarskap vat, en sê, ek gaan hierdie verantwoordelikheid vat, en ek sal dit reg bestuur, sodat ons vir mekaar sorg kan dra, en sodat ons God kan verheerlik, as die gewer van alle goeie gawes. Weet jy wat lei ons hiervan af? Die maklike afleiding is, dit wat ons doen, wetenskap, tegnologie, al die dinge wat ons doen in ons wêreld om te kan leef, om te kan bestaan. As ek 'n loodgieter is, dan werk ek met pype en krane. Dis wat ek doen vir 'n lewe. Ek moet dit doen as 'n rentmeester van God, om my deel te doen in die samelewing, sodat almal kan lewe en sodat God geëer kan word.
Ons tegnologiese strewe om die wetenskap te verfyn en te laat werk, sodat ons meer effektief die aarde kan benut, meer effektief vir die mensdom kan sorg, meer effektief plekke waar daar nie water is, nie water kan gee, plekke waar daar tekorte is voor kan sorg, meer effektief kan lewe. Ons tegnologiese vooruitgang is 'n goeie ding, solank as wat dit binne God se bepaalde beginsels bly. Dis nie boos nie. In homself is die strewe van die mens om te ontwikkel. Toe ons begin het met die tegnologiese ontwikkeling, met die stoom-engines, wat later 'n binnebrand-engine geword het, en wat later nou voertuie is, ek sê nou die dag vir Daleen, dis wonderlik om te dink, daar staan 'n kannetjie diesel in ons motorhuis, 5 liter diesel. Ek sê vir weet jy, die tegnologie het veroorsaak, dat daai 5 liter vog, kan maak dat ons by die 100 km ver, teen 'n baie goeie spoed kan ry. Dis tegnologie. Dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. God wil hê, ons moet dit so doen. En hy praat met ons oor al die samelewingskwessies en die institusies waarvan ons deel is, sodat ons binne sy bepaling die doel kan verwesenlik waarvoor hy ons gemaak het. Nou die kerk is nie 'n institusie wat val onder hierdie samelewings, die regering en al die dinge nie. Die kerk behoort aan God. En ek weet nie, ek is nie so seker, ek is nou nie 'n wetsgeleerde in Suid-Afrika nie, maar ek weet, ons het probleme met ons grondwet. In Amerika is die kerke beskerm, kerke betaal nie belasting, die kerke word gesien as, dit behoort aan God. Wat 'n goeie ding is. Die kerk is nie 'n institusie soos die ander institusies nie. Dit is God se model vir so moet die mens leef. Saam met mekaar, onder die gesag van God, onder die geklank van sy woord. Baie debatte wat ons daaroor kan voer, want jy onthou ons in die COVID tyd, het die regering gesê, julle mag nie by mekaar kom nie. God het gesê, julle moet by mekaar kom. Na wie moet jy luister? Ek is van mening, die kerk val nie onder die wette van die land nie. Ons behoort nie probleme te gee vir die land nie, maar as ons die wet van God gehoorsaam, dan is ons onder God se gesag, as kerk. Tog is ons, as lidmate van die Here Jesus se kerk, as jy waarlik gered is, as jy lid van die Here Jesus se kerk, is jy tog ook 'n burger van 'n land. En as die stemming kom, dan vat ek my papiertjie en ek maak my kruisie waar ek meen, die beste regeerder sal wees wat ons land kan bestuur en kan regeer, tot eer van God en tot behoud van die samelewing. Want ek is 'n burger van die land. Ons is burgers van die land en daarom het ons 'n roeping om hier te werk, om hier getrou te wees, om hier te help, sodat God se ontwerp vir die mensdom, God se ontwerp vir die aarde, tot uitvoer kan kom. Dis wat ons moet doen. Dis verkeerd om te sê, ons werk net vir ons. Ons hou ons uitvindsels en ons voordele net vir ons. Dis verkeerd, dis selfsugtig. Die Here wil hê dit moet gaan vir die mensdom. Ons moet ons aardse roeping uitleef met passie en met 'n visie. En ek gebruik maar elke keer die uitdrukking van 'n loodgieter. Ek weet nie of ek nou op iemand se tone trap nie, maar as ek 'n loodgieter is, dan doen ek dit tot eer van die Here. Ek moet die beste loodgieter wees wat geld kan kry, en ek hoef nie al die geld te vra nie. Partykeer moet 'n mens maar, weet, mense help ook, maar jy doen dit na die beste van jou vermoë om 'n deel te vorm van die samelewing waarvan die Here jou deel gemaak het. En dit sal vir ons wees in Kabeja Park of in waar jy ook al bly in Port Elizabeth, in die baai. Paulus sê in Kolossense 3 vers 17, in lyn met dit wat ek vir u sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dankie Here, dat mense se krane breek, sodat ek kan werk doen, sodat ek kan kos op my tafel sit, want ek help hulle, sodat hulle kan water hê in hulle pype, en sodat alles mooi kan loop, maar so sorg u ook vir my. Dis God se plan. God het die mens gemaak met 'n doel, met 'n plan. Ons gaan so bietjie progressief na die tweede gedagte toe. Die mens is geskape om afhanklik te wees van God. Dit lei ons nou na die allerbelangrikste groot stelling in vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Ons het nou klaar gepraat oor die skepping. Hier gaan ons fokus op God se skepping van die mens en sy afhanklikheid
van God. Ons het gepraat oor die sterre wat God gemaak het, die planete, die son, en die maan, en hierdie uitspansel. En dis indrukwekkend, vriende. Dis werklik waar indrukwekkend. Maar God het dit gemaak met woorde. God het gesê, en dit was. Kan nie vir 'n oomblik daarin. God het die son, ons son, het hy tot stand gepraat, deur net 'n woord te sê. Het hy die son gemaak. Indrukwekkend. Maar nie persoonlik nie, nee. Want toe hy die mens maak, het hy persoonlik iets geformeer. Soos een van die kommentators dit uitdruk, en dis net 'n menslike manier om dit te stel, dis 'n antropomorfie. Ons het daarvan gepraat by die bid hier. Vir julle wat nie weet nie, om bid hier te kom. Julle leer groot woorde daar. God het sy hande vuil gemaak. Hy sê hy het sy moue opgerol en sy hande vuil gemaak, toe hy die mens gemaak het. Alles indrukwekkend, hierdie skepping. Maar toe hy die mens gemaak het, het hy hom geformeer. Dis die woord, dis hoekom ek die tema ook gekies het, uit die stof van die aarde geformeer. Dis die woord wat die Bybel gebruik. Dis die woord wat Jesaja en Jeremia gebruik, toe hulle sê, hulle het gaan sit en gekyk hoe werk die pottebakker met die klei. Die woord wat in Hebreëus gebruik word daar vir formeer, vorm, gee vorm aan daai pot, gee vorm aan hierdie stuk klei, wanneer jy met hom begin. Dis wat God met die mens gedoen het, toe hy hom geskaap het. Alles in die heelal verkondig God se heerlikheid. Ek het in hierdie week by die skool geopen, ek sê vir die kinders, in Engels nogal, die hele skepping, it shouts aloud the glory of God. Die uitspansel verkondig, sonder woorde, sê Psalm 19, die heerlikheid van God. Maar die mens, en ja vriende, as jy biologie, as jy lief is vir biologie, en jy bestudeer die mens, die anatomie, die werking van 'n mens se liggaam, en jy leer van die DNS, die selletjies, en hoe dit bymekaar gesit is, al hierdie dinge praat van 'n geniale ontwerp van God, die hoogtepunt van God se skepping, persoonlik, individueel, uniek, 'n baie persoonlike skepping, wat hier werk, skeppingswerk wat hier gedoen is. Dawid sê in Psalm 139 vers 14, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Hy praat nie van hom as persoon, jy weet, soos wat ons dikwels sê, en jy's nou groot in jou ego, ek is aan wonderlik nie. Hy het gekyk na sy liggaam, en heel moontlik gehoor wat die koninklike dokters, die geneesheere in sy tyd van hom vertel het, van hoe die liggaam werk. Hulle het nog baie minder verstaan as wat ons verstaan, maar hulle het besef, Dawid besef, ek loof u, dat my liggaam so vreeslik wonderbaar is. Die Engelse vertaling is eintlik so mooi, né? Fearfully and wonderfully made. God het jou in jou moeder se skoot geweef, en jy's gemaak op 'n baie besondere manier. Die skepping, soos wat die mens nog gebore word, soos wat God dit bepaal het. Alles omtrent ons samestelling, alles omtrent jou DNS, alles omtrent jou fisiologie is wonderbaarlik. Dis hoekom Psalm 8 sê, van die sterre daarbo wat heerlik is, tot die gehuil van 'n babatjie hier op aarde. Alles moet God loof. Daaroor het ons gepraat toe ons in die psalms was. Nou baie godsdienste van ons dag, baie van die heidense godsdienste, kyk na die mens, en hulle sê, die mens is fisies, dis hierdie liggaam, stoflik, en nie stoflik. Ons het 'n gees, ons het 'n siel, ons het 'n nie stoflike, nie tasbare deel binne-in. Dis my hart waarvan die Bybel praat. Dis my gedagtes, my wil, my emosies, dis die nie stoflike, dis my persoonlikheid as jy wil. Baie godsdienste kyk na die fisiese en hulle sê, al wat vir God saak maak is die siel. Al wat vir baie godsdienste saak maak, selfs die afgodedienaar sê, die liggaam is boos, die siel is al wat saak maak. Dit het geword, dat dit so verbuiging was, dat daar mense was wat onder die vaandel van Christendom selfs gesê het, jy kan met jou liggaam maak net wat jy wil, want jou siel moet aan die Here behoort. Die Bybel sê nee, selfs in Genesis word ons geleer,
God wat ons gemaak het, God wat ons uit die stof uit geformeer het, daar's 'n bepaalde rede waarom jy uit stof gemaak is, maar jou stoffelike, hierdie tasbare liggaam, behoort aan God. Dit behoort aan die Here. Ons moet net vinnig vir Susan help. Baie dankie, ek sien daar's mense wat bel, so hulle sal so gou as moontlik uitsorteer. Goed. Die Bybel leer ons, jou liggaam is vir God belangrik. Daarom kan ons nie met ons liggaam doen wat ons wil nie. Dit behoort primêr aan God wat dit gemaak het. Weet jy, die Nuwe Testament koppel die liggaam aan die opstanding van die Here Jesus. Deel van sy versoening is ook in die liggaam. Dit laat ons dalk trots voel, ons sal sê, weet jy, ons is daarom iets fantasties, as jy dink aan hoe ons gemaak is en hoe ons funksioneer, dit laat ons trots voel, maar dink aan die oorsprong. Die Bybel sê, ons is gemaak uit stof. Dis die laagste, algemeenste, mees alledaagse materie wat jy kan kry. Letterlik, jy hoef nie daarvoor te soek nie, dis oral. Dis waarvan ons gemaak is. In 'n sekere sin is ons niks, maar in 'n ander sin is ons die kroon van God se skepping. Abraham het iets hiervan verstaan, want Abraham praat met die Here in Genesis 18 vers 27, en ons sal daarby kom, maar hy sê, kyk, ek het dit tog gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Hy het verstaan, ek is stof, ek is as, ek is niks, hoe kan ek in 'n verhouding staan met God? Ek is stof en as. Interessant ook, dat die woord vir mens, Adam, die woord vir die aarde, stof, die grond van hierdie aarde, is Adama. Net 'n herinnering, in Hebreëus, dis waar jy vandaan kom. Dis jou plek waar jy gaan bly. Ons is afhanklik van die aarde. Dis die aarde wat vir ons goed laat groei, wat vir ons water gee, wat al hierdie dinge, ons is deel van hierdie aarde. In 'n sekere sin is ons geskape op hierdie aarde om hier te woon, afhanklik van God. Ons is gemaak om afhanklikheid van die Here op sy aarde te leef, dit te bewerk, dit te bestuur, sodat ons hierop kan leef en kan voortbestaan, solank as wat God bepaal het. Ons is nie, kinders moet mooi luister, ons is nie gemaak van een of ander onuitwisbare materie, titanium of iets nie. Ons is so breekbaar. As jy ouer word, dan besef jy dit al hoe meer, né? Ons is breekbaar, ons bloei baie vinnig, ons kry seer. Ons is nie soos die superheroes nie. Nie eers soos die superheroes se pakke wat hulle dra nie, want ons kry seer. Ons is mens. Weet jy, Adam was gemaak, en voor die sondeval was Adam se liggaam gemaak om vir altyd te bestaan. Dink saam met my. Sonder sonde sou die dood nie gewees het nie. Sonder sonde sou hy nie oud geword het nie. Sonder sonde sou hy nie tekens getoon het van ouderdom of enigiets wat ons ken as deel van die lewe nie. Adam was gemaak om vir altyd te bestaan. En luister mooi, selfs in die toestand voor die sondeval was dit bedoel dat Adam in afhanklikheid van God vir altyd sou leef. Nooit los van die Skepper nie, nooit los van die Here nie. Dit sou altyd gewees het in afhanklikheid van God.
Vir ons, na die sondeval is natuurlik 'n totaal ander prentjie, en ons gaan nog baie daaroor praat. Ons het water, kos en suurstof nodig. God het ons gemaak om in afhanklikheid teenoor hom te leef. Alles wat ons nodig het, kom van hom af. En ons kultuur is so kontra hierdie gedagte, want ons kultuur sê, ons kan sonder God. Jy kan dit op jou eie maak. Jy kan, jy weet net nie, maar jy kan. En jy kan dit en jy kan dit. Jy kan nie. Ons het God nodig. Ons is in afhanklikheid teenoor God gemaak. Nou hier's 'n probleem. Lewe u dalk soos iemand wat God nie nodig het nie? Voor jy te vinnig antwoord, wil ek vir u sê, daar's 'n manier om dit te bepaal, hoor. Daar's 'n manier om dit te bepaal. En die maklike vraag om dit te bepaal is net, hoe gereeld bid jy? Want as jy nie baie bid nie, dan is jy iemand wat sê, ek kan sonder die Here leef. Maar as jy besef, ek het die Here nodig, dan is jy iemand wat baie bid. Baie dankbaarheid uitspreek. Baie versoeke het, Here help my, ek het u nodig. Ons is gemaak om in afhanklikheid teenoor God te leef. Ons kan nie ons eie potjie krap nie. Bring ons by die laaste gedagte vanoggend. Die mens is geskape om in 'n verhouding met God te staan. Die mens is gemaak om in 'n verhouding met God te leef. Vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Tegnies gesproke, die woorde, so die mens dan 'n lewende siel geword, is in die Hebreëse uitdrukking wat ook gebruik word vir die diere. Want dit praat van 'n lewende kreatuur, 'n lewende wese, as jy wil. Is nie dood nie, is nie stagnant nie, leef, groei, neem toe. Nefesh Hahim. In 'n sin is ons eintlik net die diere. Maar in 'n ander sin is ons nie soos die diere nie. In sekere opsigte soos die diere, maar tog baie anders. En waar kom die anders uit? Ons het al daaroor gepraat. Uniek geskape, want ons is geskape na die beeld van God. Dit maak dat ons in 'n verhouding tot God kan staan. En nou sien ons hoe dit prakties gelyk het. Die woorde wat hier gebruik word in vers 7, praat van 'n persoonlike skepping. Die beeld is baie, baie belangrik. Daar is persoonlike terme wat gebruik word. Moses gebruik God se verbondsnaam, want God is 'n God wat met die mens werk in verbonde, in ooreenkomste. God wil in 'n verhouding met die mens wees, met Adam wat hy nou maak. Hy maak hom persoonlik. Hy maak hom met sy hande. Hy blaas in hom die lewe, anders as die diere, en so word hy 'n lewende wese, soos die diere, maar 'n lewende wese, wat nie soos die diere nie, in 'n verhouding tot God kan staan. Een van die kommentators, Derek Kidner, hy praat van hierdie skepings aksie, en hy sê, with the face-to-face intimacy of a kiss, and the significance that this was an act of giving as well as an act of making. God het gemaak en hy het homself gegee in 'n sekere opsig. Die mens moet homself vir God gee. God gee homself vir die mens. Daar is 'n verhouding. Dis 'n baie persoonlike, nabye, intieme verhaal wat hier vertel word, hoe die mens geskape is. Ons is gemaak om God te kan ken, ons is gemaak om God lief te hê, ons is gemaak om God te gehoorsaam, ons is gemaak om God te aanbid. As jy hierdie dinge mis, dan bestaan jy dalk, maar jy mis die doel waarvoor God jou gemaak het. Dink daaraan as jy stilte tyd hou. Maak dit so prakties soos die daaglikse tyd in die woord.
Elke keer wat ons die Bybel oopmaak, dink hieraan, God wil jou hart hê. Hy stel nie belang in hoeveel tyd jy hom gee, asof dit nou saak maak, of hoeveel geld jy vir hom gee, asof dit nou saak maak, of hoeveel, jy doen vir hom. Hy wil jou hart hê. Hy stel nie belang in dit, in jou offers nie. Hy begeer jou hart, jou hele wese. Ons liefde, ons aanbidding, is vir die Here belangrik. Wanneer ons die seën uitspreek, gebruik ons dikwels die seën van Aaron, hè? Numeri 6 vers 24, 25, 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Sê die Here, so moet die priesters, die seuns van Aaron, so moet julle die mense die seën oor hulle uitspreek. Maar het jy al ooit gedink, wat is die volgende vers? Nadat die seën vir hulle gegee het, so moet julle die mense groet. Dan sê die volgende vers, vers 27, so moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. God sê, dis soos 'n seën wat uitgespreek word om te sê, hierdie mense behoort aan my. Hierdie mense wil ek hê, moet hulle self vir my gee. Die seën wat uitgespreek het, praat van daai verbondsverhouding wat God met die mens wil hê, wat God met jou en met my begeer, sodat ons onsself vir hom moet gee, want hy gee homself aan ons. Hy stel homself beskikbaar, hy stel homself bekend in sy woord. Ja, vriende, God sorg vir alles. Hy sorg vir die mossies van die veld, en hy sorg vir die bome en die gras. Hy sorg vir alles. Maar hy sorg baie meer vir sy kinders. Die wat aan hom behoort. Die wat in 'n verhouding met hom staan. James Montgomery Boyce, hy praat van hierdie skepingsverhaal. Nou, dis een van die predikante waarna jy maar kan luister. En hy sê God het die beeld is so spesiaal, want God het neergebuk om Adam te maak. En hy moes sy gesig teen Adam se gesig sit, om asem in sy neus te blaas. Baie intiem, baie persoonlik. En daarom kan ons weet, God het ons gemaak om hom te ken, om hom te verheerlik. En soos wat die Westminster Konfessie sê, om hom te geniet. Om God te geniet. Die hartseer is, ons is nou by 'n baie mooi, intieme, die skepping van die mens, maar ons almal ken die verhaal. Ons weet wat kom. Dis die mens wat gesê het, ek wil God nie ken nie. Ek gaan nie luister wat my skepper vir my sê ek nie mag doen nie. Ek wil doen wat ek wil doen. Hierdie stuk grond wat God gevat het en gemaak het om hom te ken, gemaak het om hom lief te hê. Hierdie stuk klei, kom en sê, wie's jy om vir my te sê wat ek moet doen, hoe ek moet leef en wat ek nie mag doen nie. En die hartseer is, ons, ja, jy kan jou naam daarin sit, ek en jy, het God se verbod verbreek. Ons het gerebelleer teen God. God het nie verander nie. Ons het verander. Ons het gerebelleer teen God. In ons wese, in Adam, het u en ek 'n vuis gebal en gesê, ek wil nie luister nie. Ek wil dit nie doen nie. Nou dink hieraan, vriende. God se intensie was 'n verhouding. Hy het die moontlikheid daar. Die verhouding was daar. 'n baie persoonlike, gesig teen gesig, intieme kennis gee van homself, gee van die mens, daai intieme verhouding. Maar nou is hier 'n belangrike ding wat ek wil hê jy moet verstaan. God se doel kan nie gedwarsboom word nie. God se plan kan nie verydel word nie. Ons gaan nog praat oor die sondeval. Maar die feit wat ons nou al moet verstaan is, God sal 'n volk hê.
God sal maak dat daar 'n volk is wat hom ken, wat hom liefhet, wat hulle self gewilliglik vir hom gee. Hy sal geken word in sy liefde. Daarom stuur hy sy evangelie. Daarom stuur hy sy seun, die tweede Adam. Ons praat nou van die eerste Adam. Maar God gaan 'n tweede Adam stuur, gebore uit 'n maagd. En deur sy dood, deur sy opstanding, sal hy die vloek van sonde elimineer, sodat ons weer, wat ons verloor het, Paradise Lost, nee, ons het dit verloor, ons het dit weggegee, ons wou dit nie hê nie. Maar sodat dit herwin kan word. Hy sal die vloek van sonde elimineer en ons in 'n liefdevolle verhouding bring as God se volk. En dis waar die ou dominees van gekom het aan die term God se verbondsvolk. Want jy behoort aan hom, hy behoort aan jou, daar's 'n verhouding. Daar's 'n verhouding, 'n baie persoonlike verhouding. Nou gaan ek afsluit. 2 verse wat ek vir u wil gee, wat baie nouliks hierna verwys. As ons praat van die mens se skepping, die mens se sondeval, waarby ons nou gaan kom, maar gedagte gaan al hierdie dinge. Die eerste vers is 1 Korintiërs 15, vers 45. Dis die opstandingshoofstuk vir die van u wat die Bybel ken. Jy weet mos 1 Korintiërs 15, opstandingshoofstuk. Paulus sê in vers 45, so is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Waarvan praat hy? Genesis 2 vers 7. Die laaste Adam, dis Jesus, 'n lewendmakende gees. Adam het mens geword, uit die klei uit die stof uit het God hom gemaak. Maar Jesus ontvang nie net lewe nie, hy gee lewe. Hy is nie die een wat net vir ons dit moontlik maak om die sonde te elimineer, sodat ons weer 'n moontlikheid het om God te ken nie. Nee, hy gee vir ons in ons totaliteit terug, dit wat ons verloor het met die sondeval. Dit word meer as net herstel, dit word hernu, soos wat God se plan was, nog altyd. Hy maak dit vir ons moontlik, om te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, nog steeds in hierdie wêreld te kan leef, soos mense wat God ken, mense wat God liefhet. En hier is dalk iemand vanoggend wat sê, maar ek ervaar dit nie so nie. Ek ervaar dit nie dat die asem van God, die gees van God in my lewe werk nie, in my lewe kenmerkend daar is nie. En ek wil vir u sê, die antwoord daarop is, die Here Jesus. Jy het die Here Jesus nodig. Dis waarvoor hy gesterf het. Jesus gebruik dikwels beelde uit ons stuk geskiedenis wat ons nou bestudeer, om te verduidelik waarvoor hy ons nooi. Hy sê byvoorbeeld in Johannes 7 vers 37 en 38, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, in Jesus Christus glo, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis asof hy Eden weer teruggee, want dis die strome wat gevloei het uit Eden. So sal dit met jou wees, as jy God ken, sal jy so kan lewe. 'n onuitputlike bron van lewe in jou hê, want dis Jesus wat in jou is. Die tweede gedeelte is Esegiel, waar Esegiel praat van hierdie skepingswerk. Esegiel 37. Nou ek gaan dit vinnig lees en net 'n paar aanmerkings noem, en ek sien die tyd het ons ingehaal. Daarop sê God vir my, sê Esegiel, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Hierso is 'n dal vol klomp bene, doodsbeenere. En die Here sê vir Esegiel, profeteer oor hierdie bene. So spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Laat dit u dink aan iets wat ons vanoggend hanteer het. Die gees van God wat in die neus van die mens geblaas het. Dis wat nodig is. Dis die visioen wat God nou vir Esegiel gee. Vers 7. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en
Daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mense, en dit sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Is daar iewers 'n ego, is daar iewers een of ander weerspieëling van wat ons vanoggend sien hier? Hier is die liggame, die bene het bymekaar gekom, die seënings is daar, spiere, vel, alles is daar, maar alles dood. Vers 10, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Dis waarvan kinders van God kan getuig. Elkeen wat waaragtig weergebore is, kan hiervan getuig. Jy was lewend dood, tot die gees van God in jou gekom het, jou nuut gemaak het, jou lewendig gemaak het. Nou leef jy as 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping, in God, weergebore. Geloof kom deur die gehoor kom deur die woord van God. Het jy gehoor hoe sê die Here vir Esegiel, profeteer, praat die woord. Dis deur die woord wat die gees van God werk. Dis waarom ons die evangelie vir mense moet vertel, sodat hulle kan hoor, Jesus het gesterf, sodat hulle daardeur geloof kan kry. Die woord werk geloof, sodat hulle gered kan word. As u op soek is na lewe, moet u na die woord van God gaan soek. Die woord bring lewe. Moenie net lees nie, maak jouself oop vir die woord. Sê Here, ek het u nodig. Ek wil nie net 'n bestaan voer nie, ek wil lewe. Ek wil nie net hierdie sinnelose lewe hê en wag vir die dag dat ek gaan doodgaan en dan is dit ook nou maar verby nie. Ek het u nodig. Ek wil in afhanklikheid van u lewe. Ek is stof en ek weet ek gaan tot stof terugkeer. Ek het u nodig. Praat met my deur die woord. Geef vir my lewe, dat my lewe vir u bruikbaar. Dat my lewe vir u lof offer sal wees. Werk in my. Here, praat met my, toon my u heiligheid. Dit kom alles deur die woord. Nou weet jy hoekom ons so behep is met die Bybel. Kom alles uit die woord. God het die mens gemaak. Op baie unieke manier. En al hoe ons daai lewe kan terugkry, is om op God se manier terug te keer na sy beginsels. Die evangelie, die Jesus wat ons leer ken het as kinders. Hy moet ons lewe wees. Mag die Here vir u vastigheid gee, mag die Here vir u help om daardie sekerheid te hê, sodat ons hom kan ken, lief hê, gehoorsaam kan dien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons loof u vir u goedheid. Hier is baie moeilike dinge om te verstaan, maar wat in 'n sekere sin so prakties na ons kant toe kom. Ons sien u woord is soos 'n geweefde mat, waarvan die waarhede nie losstaande van mekaar nie, maar juis mekaar ondersteun. En saam 'n eenheid vorm, wat vir ons die pragtige, nie net skepingsverhaal nie, maar die verlossingsverhaal, die groot werke van God verkondig. Daarvoor loof ons u. Daarvoor prys ons u. Ek wil vra dat u vanoggend genade sal gee, as daar iemand hier is, wat dalk nog worstel en vroeg met kwessies in hulle geestelike lewens, dalk nog op soek na 'n vastigheid, dalk nog op soek na iets wat hulle sin en ware betekenis aan hulle lewe kan bring, hoe hulle dit kan doen. Ag Here, ons bevind onsself baie keer by die gebarste reënbakke in hierdie wêreld, maar u is die fontein van lewe. En ons wil vanoggend daarvan drink, sodat ons in u waarlik kan leef. Werk met ons verder. Help dat hierdie gedagtes nie opgepik sal word deur die roofvoëls van die hemel nie, maar dat ons hierdie gedagtes sal bepeins en dat ons dit sal oordink, totdat ons weer by mekaar kom om te luister na u woord. Ons loof en ons prys u daarvoor. Amen. Ons sluit af met